Dankie dat julle weer eens ingeskakel het by nog 'n aflewering van Oom LD se wêreld. Kom ons gaan dadelik na 'n stram kerkraadvergadering een somersaand in 1959 in die konsistorie by die kerk te Oudefontein. Dis daar waar die storie wag. Die verhaal heet Kerklike Sensuur en word vir ons vertel deur meneer Sybrand Retief, die dorpsprokureur. Die olielamp gooi flikkerende lig oor die lang tafel. Bybels lê oop, potlode lê skeef en die koffie is koud. Die mans sit styf, hul gesigte gespanne. Oom LD sit aan die verste kant, baard tussen sy vingers, sy oë 'n mengsel van onskuld en ondeunende vuur. Dominee Visser vee sy bril af en sit dit weer op. Broers, ons is vanaand by mekaar oor 'n teersaak wat die vrede van die gemeente in die gedrang bring. Hoofouderling Giel slaan sy Bybel toe met 'n klap. Dominee, dis nie net 'n saak nie, dis 'n skandaal. Die hele dorp praat daaroor. LD het Koos Kappie se draad oopgesny en toe met die skrif geregverdig. 'n murmering gaan deur die hele konsistorie. Ouderling Jan leun vorentoe. Maar is die skrif nie duidelik oor die arme en die vreemdeling nie? Giel kyk hom skerp aan. Dis presies hoe dit begin, Jan. Vandag is dit Koos se kamp. Môre wil hy die kerk se kollektes uitdeel. Oom LD lig sy hand. Broers, ek het net Levitikus se voorskrifte uitgevoer. Dit sê, los die uithoeke van jou land vir die armes. Giel se gesig trek styf. Maar dis nie jou land wat jy oopgemaak het nie, LD. Dis Koos se. 'n stilte sak. Net die tik van die muurklok hoorbaar. Dominee praat sag. Broer LD, jy verstaan die teks, maar jy het nie die konteks oorweeg nie. LD leun effens nader. Sy stem kalm, maar vas. So nou kies ons, watter dele van die woord ons volg. 'n moedelose sug gaan deur die ouderlinge. Giel vou sy arms styf. Jy is 'n gevaar vir die kerk, LD. Jy speel met die woord. Oom LD glimlag liggies. Nee, broer. Ek neem dit so ernstig op. Ek is bereid om daarvoor te ly. Dominee kyk lank na hom. Broer LD, die kerkraad oorweeg dit ernstig om jou onder sensuur te plaas. Kerklike tug. Verstaan jy die implikasies? Of is jy bereid om jou optrede te onttrek? LD staan op en sê met 'n besliste stem. Ek kan nie. Ek het nie verkeerd gedoen nie. Giel skud sy kop. Dominee, dan het ons geen keuse nie. Dominee maak sy Bybel toe. Ek sal die kennisgewing aan jou oorhandig, broeder. Jy is welkom by die erediens, maar jy mag nie nagmaal gebruik of jou begrafplaasdienste vervul totdat die sensuur opgehef word nie. Oom LD kyk net star voor hom uit. Dan draai hy sy kop en kyk lank vir Dominee Visser. En dan na Giel en elkeen van die ouderlinge. Knik uiteindelik stadig, sonder 'n woord.
Hy draai om en stap by die konsistorie uit. Niemand kyk vir mekaar nie. Hulle almal kyk af. Giel vee oor sy gesig. Dominee staar net na die toedeur. 'n Paar dae later. Giel storm die pastorie binne met 'n dokument in sy hand. Rooi in die gesig. Dominee, ons het 'n probleem. LD het 'n bord opgesit by die kerk se hek. Privaat pad. Toegang slegs met toestemming van die eienaar. En hy het 'n ketting gespan oor die oprit. Dominee kyk hom verbaas aan. Dis mos die kerk se oprit. Giel klap die dokument neer op die tafel. Nie heeltemal nie. Toe ons die kerk se grond uitgebrei het, jare terug, het LD daardie strook gekoop, waaroor die kerk se oprit loop, om sy skaapkraal langs die ou melkstal groter te maak. Niemand het ooit die registrasie reggestel nie. Hy het dit aan sy naam, Dominee. Dominee sluk. En hy het dit nou toegemaak? Ja, sê Giel beswaard. En hy vra 5 shillings per lidmaat per Sondag, of dat ons sy kerklike sensuur voor Sondag se nagmaal ophef. Dominee sug diep. Laat hom inkom. Die deur gaan oop. Oom LD stap in. Hoed onder die arm. Baard stewig oor sy bors. Hy staan voor die tafel. Kyk na elkeen van hulle. Nou toe, broeders, sê hy rustig. Julle het my laat roep. Dominee vou sy hande saam. Broer LD, jy besit die strook grond oor die kerk se oprit. Jy weet wat dit beteken. LD glimlag saggies. Ek weet. En ek is bereid om 'n ooreenkoms aan te bied. Giel leun hoopvol vorentoe. Watter ooreenkoms? LD hou 3 vingers op. Eerstens, die kerk hef my kerklike tug onmiddellik op. Tweedens, julle koop daardie strook grond van my vir die totale bedrag wat in die armesfonds is. En derdens, ek wil hê Dominee self met die koopkontrak onderteken, sodat almal weet, dis eerlik en wettig. 'n Sware sug gaan deur die ouderlinge. Dominee sê ernstig. Dis onorthodox, LD. Hoekom, sê LD? Dis eerlik. Dis my grond. Giel kyk na Dominee. Wat anders kan ons doen? Vra hy. Dominee kyk stadig oor die tafel. Broers, laat dit so geskied. LD steek sy hand uit na Dominee. 'n eerlike dag se werk, Dominee. Giel grom. Of 'n slinkse oorwinning. Giel, sê LD sag. Ek's nie hier om te wen nie. Ek's hier om toegang oop te hou. Vir almal. Hy draai om en stap uit. Daardie aand, die pastorie. 'n Sagte klop aan die deur. Dominee maak oop. Daar staan oom LD. Sy hoed in die hand. Sy baard stil onder die lanternlig. In sy ander hand hou hy 'n bruin koevert. Dominee, sê hy sag. Ek het lank gedink. Ek's nie arm nie. Nie regtig nie. Ek het mense. Ek het 'n dak. Ek het 'n Here.
Ek het nie die armesfonds nodig nie. Gebruik dit vir die wat nie 'n stem het nie. Ek verkoop die grond aan die kerk vir 5 shillings. Dominee vat die koevert. Sy oë blink. LD, jy het meer geleer as ons almal. LD kyk na hom. Knik stadig. Sonder 'n woord draai hy om en stap die donker nag in. Sy baard vang die maanlig. Die pastorie se deur maak stadig toe agter hom. Dankie luisteraars dat julle by ons aangesluit het vanaand. Oom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.